Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en hartlik welkom by Straatwys. Nou ek maak geen geheim daarvan dat ek absoluut gek is oor die Kaap nie. Ek was nog altyd, veral op sulke dae wat ek hier kan staan en die voorreg het en dankbaar is vir die see en die berge en die natuur skoon rondom my. En dit is net asof die lug hier vir my anders lyk. Nou ek het groot geword in 'n huis waar my ma absoluut niks van die Kaap gehou het nie. En ek het altyd tot haar gespot en gesê, mamma, dit is seker omdat jy nie wyn drink nie. Maar eintlik was dit iets anders. Dit is interessant hoe twee mense dieselfde plek na kan kyk en twee totaal verskillende wêrelde kan sien. Dit herinner my aan daardie storie van 'n dorpie ergens in Europa waar die storie afspeel. En hoog teen die hemel was daar 'n huis en mense het dit genoem die huis met die 1000 spieëls. En eendag hoor 'n klein Jack Russeltjie daarvan en hy's nuuskierig en oopkop en opgewonde en hy hardloop teen die hemel uit met sy stertjie wat swaai en hy hop by die trappies op en hy loer by die deur in en toe hy inloer, toe vries hy. Nie van skrik nie, van verbasing. Want binne sien hy nie net spieëls nie. Hy sien 1000 hondjies net soos hy, duisende oogies wat blink en dans, duisende stertjies wat waai, duisende tonkies wat uithang. En hy spring op en af en hulle spring saam en hy draai in die ronde en jaag sy stert en hulle doen dieselfde. Hy druk sy borsie uit en hy glimlag breed en duisende glimlaggies kom terug. En hy dink by homself, hier is 'n vibe, hier's energie, hier's lewe, hier's dit lekker. En hy hardloop terug dorp toe en hy gaan vertel vir almal en hy sê, daardie plek is amazing, die vriendelikste hondjies wat jy ooit in jou lewe gesien het. Maar daar was ook in hierdie groepie 'n ou bulldog. En hy was so nors en hy was teleurgesteld in die lewe en die lewe het hom al soveel keer gebyt en hy vertrou niemand nie en die ander honde hou hulle afstand van hom want hy raak gou kwaad en hy byt vinnig. En hy hoor hierdie storie en hy dink by homself, dit kan nie waar wees nie. Sulke plekke bestaan nie. Die lewe is hard, dis nie speletjies nie. Ons sal sien. En so stap hy toe nou stadig teen die heuwel uit, geen stert swaai nie. Net 'n gekla binne in hom van hoekom sou iemand nou 'n huis so hoog bou en hoekom is dit so ver en hy grom al voordat hy daar aankom. En toe hy by die deur instap, daar sien hy iets. Duisende kwaai honde, tande wat wys, oë wat hom wantrou, gromme wat terug ego. En hy wys sy tande en duisende tande wys terug. En hy draai om, sterk tussen die bene en hy hardloop toe dorp toe. En toe hy daar aankom, sê hy vir die groepie honde, nee man, daai is 'n aaklige plek, vol vyandigheid. Daai Jack Russell het gejok. Maar hier is die punchline. Dis dieselfde huis, dieselfde spieëls. Die enigste ding wat verander het, was die hond wat ingestap het. As ons sulke goeters hoor, dan sê baie mense, ag man, weet jy, dis new age denke, dis hippie goeters, dis new age voodoo, dis woke denke, dis wishful thinking, om te dink dat die lewe so werk. Maar my en jou Bybel praat al lankal hiervan. Spreuke 23 vers 7 sê, soos 'n mens in sy hart dink, so is hy. Wat jy binne dra, straal jy uit, en wat jy uitstraal, kom terug soos 'n ego na jou toe. Jesus sê in Lukas 6 vers 38, gee en vir julle sal gegee word. Dis nie geld net nie, dis houding, dis genade, dis respek, dis liefde, dis energie, dis vriendelikheid, dis speelsheid. Wat jy saai, sal jy maai. En selfs in die sielkunde noem hulle dit projeksie. Ons gooi ons innerlike wêreld oor na ander mense toe. Ons sien nie net wat is nie, ons sien wat ons glo. As jy glo almal is teen jou, gaan jy oral bewyse daarvan sien. As jy glo mense is onbetroubaar, gaan jy elke fout sien as verraad. Maar as jy instap met sagtheid, met hoop, met selfvertroue, met liefde, met die wete dat God reeds voor jou uitgegaan het, dan verander die refleksie. En hoor mooi, dit vat nie jare nie, die spieël reageer onmiddellik. Romeine 12 vers 2 sê ook, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Met ander woorde, verander jou binneste praatjie, daai stemmetjie binne in jou, jou denke en jou gemoed, en jou wêreld begin anders lyk rondom jou. Maar kom ons raak so 'n klein bietjie eerlik. Jy was vandag dalk klaar oor wat jy sien, oor jou werk en jou huwelik en jou vriende en jou geleenthede. Hoe lank gaan jy nog vir die spieël kwaad wees? Dis onlogies om vir die spieël te skree oor 'n gesig wat jy trek.
En as jy nou nie in hierdie goed glo nie, dink maar aan Newton in die natuurwette, wat lank terug gesê het, vir elke aksie is daar 'n gelyke teenreaksie. Die skepping werk ook met weerkaatsing. Saai en maai, gee en ontvang. Dis natuur en lewenswette. En dis hoe dit is. Ons hoef nie daar te stry nie, dis net hoe dit is. Natuurlik is daar party goeters wat buite jou gebeur, wat buite jou beheer is. Maar baie van wat jy konstant ervaar is 'n patroon. En patrone wys iets van wat jy uitstuur en wat binne in jou aangaan. As mense jou vermy, is dit dalk jou energie wat hulle wegdruk. As jy alleen voel, is dit dalk jy wat die mure bou. As jy oral konflik kry, stap jy dalk in met jou tande wat wys. Dis maklik om te verwyd. Dis maklik om te sê hulle. Maar elke keer wat jy blameer, versterk jy die weerkaatsing en dit sneeubal en dit word al hoe erger dat jy nader aan dink dis hoe dit is. So wat as jy vandag iets anders gaan doen? As jy begin om verantwoordelikheid te aanvaar vir jou lewe, vir jou weerkaatsing. Ophou om die bak en die bucket te paas na ander mense toe. Wat as jy begin gee wat jy graag wil ontvang? Respek, aandag, liefde, selfvertroue, vrede, al daai goeders. Nie op 'n fake manier nie, nie 'n plastiek glimlag nie, maar geanker in die wete, ek is geliefd, ek is gedra, ek is geroep, maar ek vat verantwoordelikheid. Dan verander iets. Nie omdat die huis verander het nie, nie omdat die wêreld skielik perfek is nie, maar omdat jy op 'n ander manier instap. So hier is die vraag, hoe lank gaan jy nog tevrede wees met die beeld wat jy sien? Hoe lank gaan jy nog die spieël en ander mense en die omstandighede om jou aankla en op hulle skree? Want die waarheid is eenvoudig. Wat jy vandag sien in jou lewe is baie keer 'n direkte reaksie op wat jy uitstuur. Nou, dis nie 'n teses nie, jy hoef nie daar te redeneer nie, dis nie 'n ingewikkelde teorie nie, dis hoe dit is. Dis 'n huis met 1000 spieëls. En wanneer jou hart verander, verander die 1000 spieëls saam met wat jy verander. Ek hoop jy 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.